Aluma Capital, altyd aan die groei. Welkom terug by die Groot Ontbyt. Dit is tyd vir volgens grantbesprekings en 'n splinternuwe gesig op ons geelbank vanoggend, Palesa Matlala van Moneyweb. Goeiemôre Palesa. Goeiemôre julle. Dit is heerlik om jou hier te hê vir die eerste keer. In watter hoedanigheid is jy by Moneyweb? So ek is 'n regisseur vir die radioprogram RSG Geldsaake. So dit is maar 'n vennootskap tussen die SAIK en Moneyweb. So ja, ons stel die program bymekaar en het ons ateljee's by Moneyweb ook, so ons gaan op die lig ook van daar af. Dit is heerlik dat jy ook nou hier op ons geelbank is by die Groot Ontbyt. Baie welkom. Ons is bly om jou te hê. En ons spring sommer weg met die Hooggeregshof plaas druk op die regering oor die back and close hier probleem. Ja, so die Hooggeregshof in Pretoria het nou Dinsdag hierdie week het hulle nou beslis in die hof dat die minister van Landbou John Steenhuisen nou 'n spesifieke deadline of 'n tydlyn, spesifieke tydlyn nou gekry het om 'n inentingsraamwerk in te stel. En die hof het spesifiek gekyk na hoe lank dit neem om hierdie enstowwe uit te rol vir die back and close so oor die plase reg oor die land, so al die 9 provinsies, en dan het die hof ook spesifiek gekyk na 'n duidelike nasionale plan wat nou nog nie op die tafel is nie. En dis baie belangrik, nie? Ja. Dis krities. Dis tog die minister se werk. Presies. Het hy 'n plan om back and close aan te spreek? Dis die ding, en wat nou bietjie bekommerend, wat nou vir my bietjie laat bekommerd raak, is dat die hof het nou al reeds vroeër vanjaar, ek dink in Maart, het hulle nou al reeds 'n tydlyn vir die minister gegee en gesê hierdie is jou afsnydatum, ons het 'n nasionale plan nodig. Want boere voel natuurlik, hulle is daar's nou toenemendheid met frustrasie onder boere, want hulle voel dit vat te lank en hulle het nie tyd om te wag nie. Het hy by die deadline gehou? Was daar toe op die einde 'n plan gewees? Daar was nou toe nog nie duidelikheid nie. So dit is nou wat nou ook nou vir die boere so 'n bietjie laat frustreer. So daar was nou nie 'n duidelike nasionale plan op die tafel nie. So dit was die probleem. So dis hoekom hulle dit nou weer in die hof verskyn Dinsdag, en die Hooggeregshof het toe nou weer gesê, luister, jou nuwe afsnydatum is nou 5 Mei. En dit is nou vir die minister van Landbou John Steenhuisen om daai inentingsskema die plan te bekend te stel. finaliseer. Ja. So hy moet dit nou 5 Mei bekendstel. En dan het die hof ook gesê dat daar 'n dringende verhoor op 11 Mei moet plaasvind. En nou hierdie verhoor is 'n interdik aansoek. En dit vorm nou maar net deel van 'n breë reggeskil waarin organisasies so Sakeliga, spesifiek Sakeliga, SAI en Vrystaat Landbou, waar hulle nou die interdik teen die departement van landbou het. En hulle is nou maar net bietjie, hoe kan ek sê, hulle is nie gelukkig met die regering of die departement van landbou spesifiek. Hulle se beheer oor die verkryging en dan ook die toepassing van hierdie back and close van die inentings nie. Ja, so hulle is nie gelukkig daarmee nie. Hulle voel dat die regering het alleen beheer daaroor en hulle sou graag wou hê dat boere moet ook self kan die enstowwe invoer en self op hulle se plase die diere inent. Ja, ons het op 'n stadium met mense gepraat wat gesê het, maar hulle enklare diere in vir ander siektes of teen ander siektes, hoekom nie vir back and close hier nie. En so dit is ons kommerwekkend. Ek dink baie van die boere het ook gevoel, jy weet, dit is daar eintlik te laat aangespreek. So nou is dit klaar te laat aangespreek, klaar so wyd versprei, en dan weet hulle nie regtig wat die plan is nie. Hulle het gesê, ek weet, kommunikasie is op hierdie stadium 'n probleem, want hulle kommunikeer nie genoeg om te sê, maar hier's 'n duidelike plan, dit is wat ons wil doen nie. Dis reg. So dis nou maar basies waaroor dit gaan, daai interdik aansoek ook. Ja. Hulle wil net soos ek weet ook boere het ook gesê of hierdie landbouorganisasies, hulle voel ook net dat as boere self kon vinniger die enstowwe in die hande kry en hulle se diere inent, dan kan van die plase waar diere nou nog nie die siekte het nie, kan hulle dit maar net voorkom. Ja. En nou nie maar net sit en wag totdat hulle diere ook nou siek word en nou moet hulle nou maar inent. Om nou maar die diere gesond te kry waar hulle dit kan voorkom. Dit is 'n tragiese situasie op hierdie stadium waar boere nie net finansiële verlies te ly nie, maar waar hulle ook emosionele en
ontsettende stres en spanning en trauma ervaar in gesinne en gemeenskappe wat inkomstes verloor op hierdie stadium as gevolg van massas diere wat vrek en moet uitgesit word. Daar is nou die hof het kostes ook aan minister Steenhuisen toegewys gesê hy moet ook betaal vir hierdie as gevolg van die feit dat daar nou nog niks op die tafel is nie. Ons gaan nou hoor die 11de wanneer Saai en Sake Liga aan Vrystaat Landbou met die minister in die hof is, wat die hof hom aanspreek om te doen. Ons almal hou dit dop en dis nogal dis krities. Dis krities dat hierdie situasie aangespreek word en ons kan nie net sit en planne maak nie. En dit dan nie op die tafel sit nie. Ons moet iets fisies doen. Ons moet iets fisies doen. En dis daar waar die tekiriteer tref, waar die diere val, waar die moeilikheid. Ja, die bal moet aan die rol gekry word want soos jy sê, die boere verloor geld. So elke dag is geld vir hulle en soos baie van ons se boere ook, soos baie van ons beeste in die land, dit meerderheid van meer as die helfte word besit deur opkomende boere of kleinskaalse boere, so dis nou nie kommersiële boere nie. En hulle het nie noodwendig altyd daai ekstra inkomste om sulke skokke te kan absorbeer nie. So hoe vinniger hierdie hoe beter. Nasionale plan op die tafel kom, hoe beter. Dan, ons gaan verder praat oor by implikasie vir my is dit beesvleis, maar dit is toe nou nie. Ons moet praat oor die feit en ek moet vir jou sê, ek sukkel iemand byt te kry, vat te kry, oor vleis wat gekweek word, laboratorium gekweekte vleis, maar daar is nou in Suid-Afrika 'n deurbraak. Ons moet ons gaan eers uitfigure hoe dit werk, maar daar is 'n deurbraak in Suid-Afrika wat dit dalk op 'n massaskaal groter kan vervaardig. Dis reg. So die Suid-Afrika het nou onlangs hierdie groot deurbraak. Is 'n tegnologiese deurbraak met die ontwikkeling van kweekvleis. Nou hier is 'n plaaslike biotehnologie maatskappy, die naam is Immobazyme. En hulle het nou toe hande gevat met die Raad vir Wetenskaplike en Industriële Navorsing of CSIR. En hulle het daarin geslaag om nou uiteindelik 'n sleutelproteïen goedkoper en op groter skaal te vervaardig. Nou hierdie sleutelproteïen, die naam is Fibroblast Growth Factor 2. En ek weet, is nou nie so belangrik vir ons nie, vir afkorting is dit FGF2. Maar nou so hierdie proteïen is baie noodsaaklik wanneer dit kom by die ontwikkeling of die kwekery van vleis wat nou in 'n laboratorium gemaak is. So die deurbraak is basies dat die tegnologie nou net 'n stap nader is aan kommersiële realiteit. So dit beteken nou met hierdie proteïen, as hulle nou kan hierdie vleis kook op 'n groter skaal en bietjie goedkoper, dan is dit mos nou maar bietjie nader om nou 'n markproduk te word of nou 'n stukkie vleis te wees in ons rakke. Maar ek dink nie dit gaan so vinnig gebeur nie. Nee. Op hierdie stadium is kweekvleis enorm duur. As jy kyk na die wetenskaplike werk daar agter en hoe dit werk is as ek nou die storie reg verstaan, ek mag dalk verkeerd wees, maar baie basies verduidelik is die groeifaktor, growth factor, word op weefsel gesit van soogdiere, soos 'n stuk weefsel, en dan aktiveer, dis 'n growth factor wat hulle met E. coli tipe van verwerk het om hierdie funksie te doen. Dis reg. En dan as hulle hom op vleis drip of sit, dan gee dit bevele aan die vleis se selle om te vermenigvuldig. Te vermenigvuldig. So dan is daar nou net, jy gebruik net een klein diereselletjie, en dan as jy nou hierdie growth factor, hierdie proteïen wat hulle nou met die deurbraak nou vir goedkoper kan produseer, dan gooi jy nou net daai op die dierselletjie en dan word dit nou meer en dit vorm dan nou vleis. Hulle sê dis makliker om mins te produseer in vergelyking met jou, sê maar nou 'n stukkie steak. Hulle sê daar's iemand wat met 'n drukker wat met 'n drukker steak druk, dan druk hy vleisselle en dan weefselselle en dan druk hy vetselle en dan bou hy 'n steak, maar dis verskriklik bekostigbaar duur. Ja, dis verskriklik duur. So dit is nie nou eers in ons nabye toekoms nie, so ons hoef nie nou eers te worry oor of ons nou gekweekte vleis nou in Pick n Pay of Checkers sal sien nie. So dit is mos nou maar, soos jy sê, baie duur om te produseer en dan baie mense hou ook nog steeds nie van die idee nie. So dit is maar ook net 'n ding van as jou verbruikers nie gaan hou van 'n ding nie, dan kan jy nog nie eens dink daaraan ook om nou die ding op grootse skaal te wil produseer nie.
maar dis natuurlik te duur en dan is daar ook baie streng regulasies rondom die regulasies vat baie keer langer as wat die tegnologie vat om te ontwikkel. Dis 'n probleem wat ons maar oor die algemeen het. Ja. En veral in ons land so dat en regulasies en dan die goedkeuringsproses ook. So dit gaan nou maar ek dink seker jare vat om dit reg te kry. En dan hierdie biotechnologie maatskappy se een van die stigters, meneer Enslin, hy het toe ook genoem dat hy dink oor die volgende dekade moet hulle nou maar eers werk op aan oplossings vir al hierdie probleme. Ja, hy sê dekades voordat hierdie vleis enigsins industrieel verbou word. So dit is nog 'n dekade en hy sê ook dat sê maar binne die volgende dekade kan dalk soortgelyke produkte op die mark kom. En dan so ons sien maar hoe nee, jong, my stytjie moet dan na 'n stytjie proe, maar okay. dit moet. Ja. Palesa, ons moet gesels oor die hofuitspraak in Kaapstad, kan tariewe landwyd raak. Ja, so daar's 'n hofuitspraak wat vandag plaasvind en dit gaan bepaal hoe munisipale tariewe vasgestel word. So die saak spruit eintlik uit 'n dispuut oor tariefverhogings in die Kaapstad Metro en die prosesse ook wat gevolg was om hierdie nuwe tariewe goed te keur. En so die hofuitspraak van vandag sal nou net vir ons meer duidelikheid gee oor die Kaapstad Metro se omstrede praktyk om die tariewe vir sy handelsdienste te grond op die waarde van die betrokke eiendom. So dit het al verlede jaar hewig teenstand ook gekry onder verbruikersgroepe veral. En so AfriForum en die Suid-Afrikaanse Vereniging van Eiendomseienaars of SAPOA wat eienaars in kommersiële eiendom verteenwoordig. Hulle het die regmatigheid daarvan of van hoe hierdie tariewe saamgestel is, het hulle in die hof gaan betwis. En so die hof se beslissing kan vandag nou die bestaande verhoging of beïnvloed of sal self die toekomstige tariefprosesse heeltemal verander. So dit gaan ook bepaal hoe ons of hoe jy elke maand of hoeveel jy elke maand gaan betaal vir jou munisipale dienste. En ons ander baie provinsies wat nou uitkyk oor wat hier gaan gebeur in Kaapstad, want dit gaan so half bepaal waar presies die hele land se tariewe heen gaan. Ja. En dienste, baie munisipaliteite lewer dit nie, maar hulle vra daar geld. Ja, maar hulle vra die geld daarvoor. Ja, so dit kan nou dalk of dit sal definitief 'n bloudruk wees. Ja. Afhangend van wat die hof nou besluit vandag, want ander munisipaliteite sal dalk ons nou in die Kaapstad Metro se voetspore wil volg en so ons sien nou maar wat daar uitkom, maar ek dink dit is belangrik wat die hof beskik vandag of beslis vandag, want hulle gaan nou net verifieer of die korrekte wetlike prosesse gevolg was toe hierdie tariewe bymekaar of saamgestel was en of daar genoeg openbare deelname was en ook of die verbruikers betyds en duidelik ingelig was of ingelig is. En so baie van hierdie tariewe word uiteindelik soos deur liggame soos NERSA, die National Energy Regulator of South Africa. So liggame soos hierdie, hulle besluit finaal of gaan nou die goedkeuring doen van hierdie tariewe. Maar onthou munisipaliteite speel ook 'n groot rol. Ja. Want onthou hulle implementeer hierdie prysverhogings op grondvlak. So dit word daarbo besluit, maar munisipaliteite het ook 'n groot rol wat hulle speel op die einde van die dag. So ja, so die uitspraak is regtig kritiek en dit kom ook op 'n kritieke oomblik in die finansiële jaar. Soos ons weet is die munisipaliteite of baie munisipaliteite reg oor die land tans besig om begrotings en tariewe vir die nuwe finansiële jaar te stel. Ja. En dan is daar ook reeds baie openbare kommentaarprosesse aan die gang. So baie huishoudings wag ook om te hoor hoeveel gaan my maandelikse rekening styg. So die beslissing van vandag, die hofbeslissing, kan hierdie prosesse dalk vertraag. Of dit gaan nou maar net veroorsaak dat nuwe konsultasie gehou moet word en alles van vooraf gedoen moet word. Van vooraf. Ja. Ek dink dis 'n ding wat ons maar altyd moet doen. Alles van vooraf. Alles van vooraf. Van die kommunikasieminister. Sy werk rondom van voor. Ons nog net so minute wat oor ons tyd amper verby. Maar ons bietjie praat oor die bedreery wat mense op die internet kry. Wesbank sê wees asseblief versigtig vir die bedreërs. Ja, so Wesbank het 'n waarskuwing uitgestuur. Hy sê hierdie bedreërs is nou so gesofistikeerd. Dit lyk so eg en
dit lyk net soos hulle handelsmerk verhaal. So wat presies gebeur is, hulle byt Wesbank se handelsmerk uit. Baie van hierdie bedrieërs. En dan gaan hulle nou vir jou 'n briefie stuur of 'n notification aanstuur en vir jou dan gaan jy nou dink dit kom van Wesbank af. Maar hulle is baie slim met hierdie want hulle teiken mense wat nou al reeds in die proses is om 'n motor te koop of te verkoop. So dan kry jy nou hierdie e-pos van Wesbank af wat sê luister hier, ons het ons bankbesonderhede verander. En jy moet nou die geld hier in stuur. Jy moet deposit net die geld hier in of jy moet nou vir ons jou persoonlike inligting gee. So hulle doen dit basies om dat mense verlei word en dan nou geld oorplaas na die bedrieër se rekeninge toe of hulle doen dit net om jou persoonlike inligting te bekom. So sodra hulle nou mos nou jou persoonlike inligting het, kan hulle nou wat ook al gaan doen op jou bankrekening. So wees versigtig. So ons moet maar net versigtig wees. So ek dink die groot boodskap hier is maar net waar Wesbank vir ons net sê verifieer. Jy moet asemhaal en maak eers seker voor jy nou net 'n groot finansiële besluit neem van baie mense verloor miljarde. Stel eerder die foon op en bel, net om seker te maak. Palesa, baie dankie vir die saamgestel. Sien jy met 'n heerlike dag verder. Baie dankie. Dankie julle. Dit is Palesa Maklala met jou nuus vanoggend. Ons is nou weer terug. Aluma Capital, altyd aan die groei.